Genade onbeschrijfelijk groot, het weer aan mij bewijs. Verloren zoon, wegloopkind, weer die vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reël, my liefde, my kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Die Here sê, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe. Genade en vrede van God die Vader en van Christus Jesus ons Verlosser. Amen. Kom bid nou eers saam met my. Ons barmhartige God en Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons nou weer het om so saam rondom u woord by mekaar te mag wees, al is ons nie in mekaar se teenwoordigheid nie. Seën ons asseblief, Here, met wat ons nodig het om te hoor wat ons moet hoor en te sien wat ons moet sien. Dankie vir u woord in ons eie taal. Lei en leer ons dat die evangelie van u genade ons hele lewe bepaal. Dankie, Here, dat ons vanmôre ook weer opnuut kan stil word in verwondering oor u genade en oor u liefde. Dankie vir al die seën in ons lewe. Vir elke ding, ons lewe uit die hand en u is vir ons baie goed, ons loof u daarvoor. Ons bid saam met hulle wat voorspoed geniet, en ons loof u en dankie, Here, dat dit goed gaan. Maar ons loof en dankie ook saam met hulle, in wie se lewe daar teëspoed is vir u teenwoordigheid, selfs in daardie donker dae. Leer ons asseblief om in voorspoed dankbaar te wees, maar in teenspoed geduldig. Wees in die genade met owerhede en onderdane. Ag Here, wees in die genade met 'n wêreld wat stukkend is, wat bloei, 'n wêreld waar die bloed letterlik elke dag vloei. Wees in u groot genade met elkeen. Ons vra dit in Jesus se naam met die vergifnis van ons sonde op grond van u genade. Amen. Ons skriflesing vanmôre kom uit die Nuwe Testament, Romeine 5 verse 1 tot 11. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. En daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dis egter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir die goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.
Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. En aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dis nie al nie, ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons die versoening ontvang het. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Ons tema is, God se genade is nie goedkoop nie. En dit is op grond van Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ek in 1966 in standaard 9 was, het ek 'n rol gekry in 'n toneelstuk wat my skool daardie jaar opgevoer het. Nou my rol was die van 'n woeste, baie geharde en 'n gewetenlose misdadiger. Daar's vir my 'n vals swart baard gemaak en my hare is swart gekleur om my so woes en gevaarlik as moontlik te laat lyk. En dit was in die toneelstuk Die Biskop se Kandelare. Nou hierdie toneelstuk was 'n verwerking van Victor Hugo se beroemde roman Les Miserables. En dis 'n roman wat die aangrypende verhaal vertel van 'n Fransman met die naam van Jean Valjean wat in die vorige eeu vir 19 jaar tronk toe gestuur is, net omdat hy 'n stukkie brood gesteel het. Nou in daai 19 jaar in die tronk, het Jean Valjean geleer hoe om 'n regte, geharde, gewetenlose misdadiger te wees. Hy was woes en vreesloos en genadeloos. Niemand kon hom in 'n vuisgeveg klop nie. Niemand kon sy wil breek nie. Almal in die tronk was bang vir hom. En toe uiteindelik na 19 jaar word Jean Valjean vrygelaat. Maar omdat sulke misdadigers daai jare spesiale identiteitskaarte moes dra, wou niemand dit waag om so gevaarlike mens onder sy dak te neem nie. Geen herberg wou hom inneem nie. Vir dae en weke aan mekaar het hy deur die strate van die dorp gedwaal en teen wind en weer probeer skuil, totdat 'n barmhartige biskop hom uiteindelik oor Jean Valjean ontferm het. En die biskop het hom in sy huis geneem, vir hom kos en slaapplek gegee. Maar daai eerste nag onder die biskop se dak het Jean Valjean stil in sy bed gelê en gemaak of hy slaap, net totdat die ou biskop en sy suster wat saam met die biskop gewoon het, vas aan die slaap was. En toe het Jean Valjean saggies opgestaan en in die kombuiskas gaan krap totdat hy afgekom het op die biskop se kosbare silwerware. Hy het dit in 'n sak gesteek en hom uit die voete gemaak en dit by 'n handelaar gaan probeer verkoop. Maar die handelaar was 'n eerlike man en hy roep toe die polisie en hulle arresteer toe weer vir Jean Valjean. En die volgende oggend het 3 polisiemanne by die biskop se voordeur geklop en agter hulle het Jean Valjean in boeye gestaan. En die polisie vertel toe vir die biskop, hulle het hom op heterdaad betrap waar hy besig was om die biskop se kosbare silwerware te probeer verkoop. En nou was hulle hier met die misdadiger net om doodseker te maak dat dit wel die biskop se kosbare goed is. Die oomblik as hulle dit weet, sou hierdie Jean Valjean die res van sy lewe deurbring in kettinge in die tronk. Die ou biskop se reaksie het almal se voete onder hulle uitgeslaan. Veral Jean Valjean was totaal en al uit die veld geslaan. So hier is jy, het die biskop gesê, terwyl hy Jean Valjean stip in die oë kyk. Ek is bly om jou te sien. Het jy dan vergeet dat ek jou die kandelare ook gegee het? Hulle is ook silwer, nes die res en sekerlik baie geld werd. Het jy dan vergeet om dit ook saam te neem? Die misdadiger het die biskop met ongeloof aangestaar. Op sy gesig was daar 'n uitdrukking wat nie met woorde beskryf kan word nie. En toe sê die biskop vir die polisie, hierdie man is nie 'n dief nie, ek het al die silwerware as 'n geskenk aan hom gegee. En toe die polisie weg is,
het die biskop sy kosbare silwerkandelare ook vir Viljoen gegee. En dis toe dat die geharde misdadiger verkrummel het. Hy het sonder om iets te sê net maar voor die biskop gekniel. En toe sê die biskop, moet nooit vergeet dat jy my beloof het dat jy die geld wat jy vir die silwerware kry sal gebruik om van jouself 'n eerlike man te maak nie. En so het dit toe ook gebeur. Jean Valjean het die res van sy lewe spandeer om mense soos hy te rehabiliteer. Nou hierdie roman van Victor Hugo is menslik gesproke een van die klassiekste verhale van onverdiende genade. Dis een van die mooiste menslike verhale van vrye guns alleen. En wat so mooi is aan hierdie verhaal, is dat 'n gewetenlose skelm vrygespreek word terwyl hy in werklikheid die ergste straf verdien. Meer nog, 'n absolute aardskurk word in hierdie verhaal met rykdom oorlaai sonder 'n greintjie verdienste van sy kant af. Trouwens, alles gebeur lynreg teenoor wat hy in elk geval verdien. En dit gebeur voordat daar hoegenaamd sprake is van selfs die kleinste bietjie berou aan sy kant. Nou ek glo, almal het vanmôre mooi geluister na die skriflesing, daai deel uit Gods woord waar ons hoor van God se onverdiende genade. Net Romeine 5 gaan oor 'n baie groter skuld en 'n oneindig groter vryspraak as die van Jean Valjean. Daai klompie verse in die Romeine brief is al genoem die evangelie in 'n neutedop. Lees dit weer saam met my, Romeine 5 verse 6 en 8. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. En dan, maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. In teologiese taal staan dit bekend as God se voorafgenade. Dis genade wat al my pogings, alles wat ek ook al van my kant af sou kon doen, voorafgaan. Maar voor ons verder gaan, mag ek u net eers vra, wat sou u sê is die beste manier om die lewe van 'n mens in een sin te beskryf? Het jy al daaraan gedink? Ek besef daar's baie definisies waarmee gepoog word om die lewe van 'n mens te beskryf. Maar sal u saamstem as ek sê, 'n mens se lewe hier op aarde is daai stukkie tyd wat God jou gun tussen jou geboortedatum en jou sterfdatum. So eenvoudig soos dit. 70 jaar of 80 jaar as jy baie sterk is, sê die Bybel. En tussen jou geboortedatum en jou sterfdatum beleef jy jou kwota soet en suur, jou vreugdes en verdriet, jou hartseer en jou hoop. Maar op die ou einde is dit alles maar soos Koos Du Plessis daaroor sing, ons liefde, ons huwelike, ons lewe, alles is maar net skadies teen die muur. Dit gaan gou verby. Maar, en dis die verstommende, deur Gods genade mag die ewigheid ergens hierdie stukkie tydslyn van jou kort aardse lewe kruis en mag jy 'n besluit vir die Here neem. Ja, ergens tydens jou flikkerende stukkie skadu teen die muur het daar iets gebeur waarvan die betekenis eers in die ewigheid vir jou ten volle duidelik sal word. Iets waarvoor die ewigheid in elk geval ook te kort mag wees om God ten volle daarvoor te dank. Maar u moet my nie verkeerd verstaan nie. Wat ek hier sê beteken nie dat ons verlossing eers 'n werklikheid word wanneer jy en ek 'n beslissing vir die Here geneem het nie. Ja, ons verlossing, as ek dit weer kan herhaal, is vooraf genade. Ons verlossing is nie afhanklik van ons keuse vir die Here nie. Nee, lees saam met my wat sê die Bybel. Julle het my nie uitgekies nie, ek het julle uitgekies. Dis wat Jesus eenmaal self vir sy disippels gesê het. Ons verlossing is geheel en al afhanklik van God se voorafgenade. Toe ons nog magteloos was, toe ons nog goddeloses was, toe ons nog sondaars was. Dis wat Paulus se woorde beteken as hy in Efesiërs 1 sê, so het hy nog voordat hy die wêreld geskep het, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe
ook al daarvoor bestem, om deur Christus sy kinders te wees. En deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Ons lees dit in Efesiërs 1 vers 4, 5 en 11. Of as jy dit anders wil hoor, luister dan wat sê Psalm 139 vers 15 en 16. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. En as ons vandag sing van God se voorafgenade, dan sing ons voordat ek kon kies, kon vra, het u seun my vloek gedra. Ek kon vind u het my gekry voor ek nog my skuld bely. Dit, my broer en suster, is die evangelie in 'n neutedop. God kies ons, hoor mooi. 'n Mens word nie gered op grond van jou versameling of versamelingkie goeie werke wat jy meen jy in jou lewe gedoen het nie. Jy word nie vrygespreek op grond van hoe vroom jy dink jy dalk mag wees nie. Jy word ook nie verlos op grond van iets wat jy gedoen het nie. Nee, en dit weet jy so goed soos ek. 'n Mens word gered, verlos alleen op grond van God se barmhartigheid. Dink nou weer aan Jean Valjean in die toneelstuk Die Biskop se Kandelare. Al wat die biskop verwag, was dat Jean Valjean sy lewe sou verander, ten goeie. En God verlos ons tog ook, sodat ons nuut kan wees. Jean Valjean se hele lewe het na die biskop se barmhartigheid verander soos handomkeer. Die verhaal lui dat hy die biskop se kandelare as 'n kosbare herinnering aan sy ontmoeting met onverdiende genade gehou het, en dat hy die res van sy lewe daaraan gewy het om mense soos hy te rehabiliteer. En ons moet ook besef dat die voorafgenade van God ons nie alleen leeg maak nie, leeg soos ons sing, leeg net met my sonde las hou ek u verdienste vas nie. Nee, God se voorafgenade maak ons ook vol van wat die Here ons bedoel het om te wees. Dink daaraan, as God se genade 'n mens nie verander nie, baat God se genade jou niks. Dan maak ons genade goedkoop. God se voorafgenade maak nie alleen jou ou mens dood nie, dit laat veral die nuwe mens in jou lewe. Ek glo nie ek hoef vanmôre te probeer beskryf hoe daai ou mens lyk wat saam met Christus doodgegaan het nie, wat saam met Christus gesterf het nie. Elkeen van ons behoort tog te weet, dit is die mens wat liefdeloos en hardvochtig en bitter en eie geregtig en onregverdig is. Dis die mens wat geen empatie en simpatie met sy medemens ken nie. En so kan ek aangaan. 'n Mens wat nie weet hoe die ou mens lyk nie, het 'n probleem, dit moet ons weet. En die nuwe mens? Die Here Jesus het in sy eerste preek op aarde 8 kenmerke gegee van hoe die nuwe mens behoort te lyk. Lees dit saam met my. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. So 'n paar weke gelede het die 7 lydensweke waarin die kerk elke jaar nadink oor wat dit God gekos het om ons te red, tot 'n einde gekom. Daai 7 weke waarin ons weer kon hoor van Jesus se lyding in ons plek, sodat ons kan lewe. Ook die Paasfees wat net daarna gevier is, lê nou weer agter ons.
Onthou u, Goeie Vrydag, Paaszondag, toe ons weer herinner is aan God se voorafgenade. Ja, Paasfees. Die fees wat elke gelowige dwing om eerlik met jouself te wees. Eerlik oor jou ou mens, maar dan tegelyk ook dankbaar dat jou ou mens saam met Christus gesterf het. Maar daar het dit toe mos nie opgehou nie. Na Goeie Vrydag het Paaszondag gekom. En toe was ons dankbaar om te kon hoor van die nuwe mens wat saam met Christus opgestaan het in 'n nuwe lewe. En dis waaroor God se voorafgenade gaan. Om van ons die mense te maak wat God ons bedoel het om te wees. Die boodskap vandag is baie eenvoudig. Laat God se genade elke dag toe om jou nuut te maak. Gebruik die tyd wat God jou gun om elke dag meer en meer soos Christus te word op grond van God se genade. Maak die beste gebruik van God se genade. En onthou maar, Koos Du Plessis is reg wanneer hy sing. 'n Menslike lewe is maar net 'n skadu teen die muur. Amen. Kom ons dank. Here God, ons dank U vanmôre vir U genade en vir U liefde en vir U geduld met ons. En ons bid dat U deur U Heilige Gees so in ons harte en in ons lewe sal werk, dat ons die mense kan word wat U ons bedoel het om te wees. Mense van vrede, mense van geregtigheid, mense van liefde en sagmoedigheid. Ons bid U Here dat U ons sal lei en sal leer hoe U ons gemaak het. En ons bid dit nie omdat ons ons eie voordeel soek nie, ons bid dit omdat ons U wil verheerlik. In die naam van ons Here Jesus, op grond van U genade. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Genadig